Goeiemiddag aan almal wat hier is, veral aan oom James, se familie en vriende wat hier voorsit. Ek wil vir julle sê baie sterkte ook met vandag. Dis nooit maklik om van 'n geliefde afskeid te neem. Dis maar altyd hartseer. En dis maar altyd moeilik. Al het jy dit verwag, al was die persoon oud, 'n mens is nooit regtig gereed daarop dat hierdie oomblik aanbreek nie. So mag julle regtig vanmiddag die Here se nabyheid, sy liefde en sy sorg en trou ook hier beleef. Hoor, baie sterkte vir julle. Kom ons open met 'n gebed. Here Jesus, baie dankie vir die geleentheid wat ons het om oom James se lewe te kan vier vandag, Here. Dankie vir die jare wat hy deel was van ons lewens en vir dit wat hy in ons lewens kon indra. Vir die vreugde wat hy gebring het, vir die persoon wat hy was, vir die liefde wat hy gedeel het. Ons eer U en ons dank U vir sy lewe, Here. En ons bid vanmiddag dat U ook hier saam met ons teenwoordig sal wees as ons dan afskeid neem van hom. En dat U vir ons sal versterk, dat U vir ons die trane self sal afdroog, die seer in die hart sal ligter maak, die verlange bietjie draagliker, Here. En mag ons, as ons hier uitgaan later vanmiddag, net al die mooi en die goeie goed onthou, wat oom James met ons gedeel het deur sy lewe, Here. Baie dankie vir daardie lewe. Ons loof U, ons prys U as die Here van alle lewe. Amen. Geliefdes, ek groet julle vanmiddag in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Julle wonder seker waarom staan ek by 'n doopvont as dit dan 'n roudiens is. Maar baie jare terug, toe oom James klein was, self nog nie geweet het wat om hom aangaan nie, hy nog afhanklik was van sy eie ouers, het hulle hom gedoop. En het die dominee hom gedoop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En so het hy deel geword van die kerk van die Here Jesus hier op aarde. Daarom is dit ook gepas dat ons vanmiddag op hierdie manier, van hierdie punt af, dan ook van hom afskeid neem. En weet dat hy tuis gekom het by die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan staan en dan sing ons die liedjie op die blaadjie, lied 1, O Heer my God. Kom ons staan terwyl ons dit sing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Juig my ster, my redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U.
Dan deur die hele skepping klink dit saam. Heerlik Heer, U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig my redder en my God. Groot is U, hoe groot is U. Deur die hele skepping klink dit saam. Heerlik Heer, U grote naam. Wat iets op sê? Geliefdes, ek wil graag vir die wat graag 'n huldeblyk wil bring, vra om vorentoe te kom. Die geel mikrofoon daar is aan, so julle kan hom gebruik om dan ook te praat. Almal wat graag 'n huldeblyk wil doen. Hallo. Hallo? Hallo? Daar. Ja, dit is net daai ene wat Net daai een, anders hoor. Hy seker te maak dat soms goed is. As hy vir die werker kom, sê hy as hy dit aan. Seker dat dit goed is. En dit is net hierdie loopbaan wat dit was. Sy doen de vier broers van ons familie, allemaal bijna de samen, de drie van de lijf staan vaststaan. Heel de en de buurman. Gesprek, ik heb 2 jaar in de kamer gewerkt, ik 2 jaar gehad, en ik ben naar de kamer. Ik weet niet wat ik aan mijn huis heb gedaan. Hij had zeker in de
Ja, allemaal iets zoals ongeveer. Tot dan moet je zeggen dat je waar te doen. En dat is maar niet te veel. Ja, maar anders is het. Ja, brothers, family, friends, word friends. You connect yourself the last days, 8 months, thank you all. Sunnyside, very able there. Special thanks to Brilliant, they're always listening there. I'm here, good, sweet, fine, excellent. Thank you very much for what you've done there over about 30 years. On and road. I know it's difficult for you here all the time. Thanks again for always helping my dad and medical issues, medical support. Thank you for family and friends. It's over us and greatly appreciated. Everyone knows this is my dad. Most times I was fortunate to accept that before that easy. I dedicated a song that you are true listening and recently to eternal love from home to mountain we have been. It's always and I can go to special thanks to the student Gloria. There's a little of the Bible. The framework and the cookies voor die vraag van zo. Dat niemand anders zit. Dat wij als mensen zoals de vrijdag. We hebben middelen geweest om het gewoon makkelijk te krijgen. Ik was dat al ja. De schoenen. Hoewel die beperking is die voor. Er is hier ook op de gemeentes niet. Het is ook dat we die en je ook. Ik vond dat ook dit terug op elkaar in te zien. Oké, dank u. Research. You came into my mind, you realized that you had found a way to communicate we made it. For those 9 years, we shared a lot of arguments, laughter, and love for the tradition. Burning the pots, hiding stuff, putting many items in the bin. Eating pepper juice, yes, I still the pots. Through sickness, injuries, health, you were not only Opa, you became my father, and you were ever great. You have left a big hole in my heart, but the good memories will get you by. I love you and miss you. You can find yours. I met Opa James 24 years ago. That picture there doesn't do justice to how big that man is. He shook your hand, and my hand disappeared inside. And he took time to sit and talk. I was a new rep, just joined the meeting about the machine. Drew a map and thought to go somewhere. Papa James came along quite a few times to the drive. We've been to Northern Natal a couple of times to the drive. Kindness was not a word, it was just that guy. He would always help. He would drop everything. If it was broken, he would go and fetch it. If it was a kid to be fetched, or one with a car or screw the machine, you do it. No level to what he would do for his family. That's good idea.
proper gentleman, proper salt of the earth fellow, would give you anything he had, shirt, shoes, sock, even the bit of money he had, would give it. I think four of the sons that he raised, really, really good blokes, and I learned a lot from the four chaps. Without those four blokes, I'm not we would be just the four sons and never we let him say the rest easy over. And I have a couple of other stories that I don't think I know. We'll talk about later. One very grown Chinese. That's not the church. Thank you very much. Anyone else? Thank you, sir. Enigiemand anders wat dalk 'n boodskapie het? Wat graag iets wil sê? Goed, ek het ook 2 hiervoor gekry wat Freddie en Jeanette gevra het ek graag moet voorlees en ek doen dit met graagte. Aan Oupie van Jeanette. Vandag sit ek hier met 'n hartseer hart. Net om te dink, Oupie is nie meer met ons nie. Oupie was daar vir my, toe my pa oorlede was. Oupie was vir my, soos 'n vaderfiguur. Oupie en Oumie was my beste vriend en vriendin. Alles wat ons saam gedoen het, was altyd so spesiaal. Ek sal nooit vergeet, hoe lekker ons saam gekamp het nie. Dit was so spesiaal vir ons en my kinders, Roan en Wayne. Ek sal ook nooit vergeet hoe lekker ons altyd gaan dans het nie. Wanneer ons gehoor het, daar is 'n dans, was ons 4 daar. Dankie Oupie vir al die liefde en bystand wanneer ons Oupie nodig gehad het. Ek sal ook nooit vergeet, toe Roan en Wayne nog op skool was en die skole sluit vir 'n vakansie, was Oupie al 7 uur in die oggend by ons huis, net om die kinders te kom haal, om by julle te kuier. En hulle het dit so geniet op die plaas. Toe kom die tyd dat Oupie in Sunnyside beland, toe was ons daar vir Oupie. Ek kon nie wag om Oupie te sien en net te kon bederf met lekkernye, biltong, vrugte en natuurlik sy sigarette nie. En net om in 'n pragtige tuin van Sunnyside te sit met Oupie, ek gaan al hierdie tye mis. Baie lief vir Oupie van Jeanette. Dan van Freddie, liewe Oupie, bekend as Oupie onder ons. Met hartseer neem ons afskeid van 'n wonderlike pa, ons maat en almal se Oupie. Ons berus ons daarby dat Oupie rus nou in vrede en verlos is van sy smart, pyn, swakheid en lyding, en dat hy weer sal herenig met Oumie en die ewige lewe in die paradys saam met ons hemelse Vader. Dankie vir al die wonderlike jare wat ons saam kon deel tot die einde van die wedloop. Op sy sterfbed, in sy slaap, het ek nog steeds sy hand vasgehou en hy my nog steeds 'n stywe handdruk gegee, soos ons altyd met hom gespeel het, net om afskeid te neem. Dankie aan Dominee Leon vir Oupie se begrafnisdiens en bereidwilligheid en die mooi boodskap.
hoop dis 'n mooi boodskap. Dan ook vir Lorinda en François, wat baie dankie vir julle vriendelike behulpsaamheid. Musiekbediening en al die dames en Lorraine vir die koek, opstel van die kombuis, bediening van verversings, tee en koffie na die tyd. Baie dankie vir al die foonoproepe en boodskappe van familie en vriende. 'n Baie groot dankie aan my vrou Jeanette, dat sy so mooi na Oupie omgesien het by Sunnyside. Sy klere altyd reggepak, altyd gesorg het dat hy vrugte, lekkers en koekies gehad het, en hom so mooi versorg het, en vir alles wat sy so mooi verkryg by mekaar gesit het. My bygestaan het deur hierdie tyd, om seker te maak alles is in plek. Dankie aan Roan en Wayne, wat dit kon maak om vandag hier te kan wees, om afskeid te neem van Oupie. Julle het ma groot verras, en nogmals dankie aan Wayne en baie dankie terug, welkom terug in Suid-Afrika. Ons het jou en jou familie baie gemis. Baie groot dankie aan Angelique en haar personeel wat Oupie so mooi versorg het by Sunnyside. Hy was baie goed versorg en mooi, daar's mooi na hom gekyk en hy het altyd thumbs up gewys. Dankie aan Craig van Mosaïek Funeral Group vir al sy reëlings en hulpvaardigheid, musiek en slideshow en alles wat hier vandag plaasvind. A great thanks to you, Leanne, for posting all those memorable photos and helping Jeanette. You're a star, Leanne, and we were always there, and you were always there for us through difficult times. God bless you. Thank you to Claudia that took care of Oupie during his stay with James Jr. and yourself, and for all the feedback you gave to us when he was in hospital during his illness. Dankie aan Wiek vir sy pragtige foto's van die stoomtreine. Dit het werklik goed te pas gekom vir die diens vir vandag en vir die druk van die pamflette. Verversings word bedien in die saal na die tyd. Dan vra ons net vir Mike en sy span om met die skottelgoed te help was en wegbêre. 'n Groot dankie, Mike. Ek sê ook by voorbaat dankie aan Mike. Dankie vir julle teenwoordigheid. Dit beteken vir ons ongelooflik baie. Vra dat julle veilig sal terugreis na die tyd. Liefde, groete, Freddy, Jeanette, Roan, Wayne en familie. Enige iemand wat 'n huldeblyk wil bring, kan dit nog doen, anders te gaan ons dan oor om na die slideshow te kyk. Baie dankie julle. Carry on the ocean.
Take me on the ocean. The rest of my life, like stars in the sky, the lights on. Try me back home, the rivers are calling the ocean. Sing that we love you. Traveling alone, so far from home we go. I've been in oceans, women free. I've been in butterfly in your heart, it's what I see. I feel like that is a little closer. It's all day by your wings. I see my mind love and love. I swear but they don't all survive when you was
krijg ik nooit meer zin. Maar er is nou iemand in mijn hart staat bij jou. Nou was hij die ze lijken voor jou. Ik zie je blaren, ik kom met afloop. Ik kom niet in blijven. Ik sta weer in moed. Ik zal het altijd van leren. In ons nieuw huis. Daar wil je toch weer weg. De die, mijn kruis. Mijn tijd op aarde is voorbij. Mijn leven was hard voor mij. En weet jij moet achterblijven. Maar ik zal jou nooit vergeten. Er is nou niemand. En toen net anders weer zien. Want hier is hij gelukkig. Ik krijg nooit meer zin. Er is nou niemand in mijn hart staat bij jou. Nou is hij iemand. Ze lijken om jou. Nou is hij iemand. Wat ze lijken om jou. Geliefdes, ons skriflesing kom vanmiddag uit 1 Johannes hoofstuk 4. Vrede julle, toe hulle Sondag in die kerk was en ons na die tyd toe praat, toe sê hulle, maar dis die teks wat ek ook vir vandag moet gebruik. En in 'n sekere sin gaan hy bietjie aansluit by Sondag se boodskap ook, gebruik van die idees daar, maar ek gebruik dit ook dan in terme van Oupie James, hoor. Goed, 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Want liefde kom van God en elke een wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in
God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Net daardie gedeelte. Ek het Sondag die storieetjie vertel van die man met die naam van Les Bugalia wat uitgenooi was na 'n baie klein gemeentetjie iewers in Amerika deur die dominee. En by die geleentheid sê Les het hy het regtig die diens geniet. Daar was 'n warmte in die erediens. Die mense het vir mekaar omgegee. Hulle het hom ook hartlik en welkom laat voel. Hy sê maar dit was nie die groot ding wat vir hom uitgestaan het van die erediens daardie dag nie. Op 'n stadium het die dominee na 'n ou in die gemeente gewys en vir hom gesê, sy naam was Jonathan, dat Jonathan vorentoe moet kom en dat Jonathan dan nou die voorreg het om vanoggend se preek te kan waarneem. En so het Jonathan vorentoe gekom en hy het daar by die mikrofoon gestaan en so 'n bietjie keel skoon gemaak en baie senuweeagtig gelyk. En uiteindelik het hy begine praat en hy het gesê, genade, 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 amen. En hy het weer gaan sit. En dan sê Les was die volgende vir hom so ongelooflik treffend. Die dominee het opgestaan, na die mikrofoon gegaan en na broer Jonathan gekyk en vir hom regtig nie op 'n sarkastiese manier nie, maar in 'n baie liefdevolle, deernisvolle manier na hom gekyk en vir hom gesê, baie dankie broer Jonathan vir hierdie baie treffende boodskap van vandag. Ons is lief vir jou en ons waardeer vir jou. Vriende, soos Jonathan daai dag opgestaan het en bangerig by die mikrofoon kom staan het en 'n preek gegee het wat waarskynlik in meeste van ons se oë 'n groot mislukking was, want dit was net 5 woorde en dit was 'n herhaling van dieselfde woord oor en oor. Wil ek ook amper vandag, nes Jonathan, net 5 woorde vir julle vertel. En dit gaan dieselfde woord wees. Maar moenie bekommer nie, ek sal daarom 'n bietjie meer sê as net die 5 woorde. Die 5 woorde wat ek wil uitsonder vanmiddag is liefde, 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 liefde. En ek sou waarskynlik weer kon gaan sit, want daarmee het ek eintlik alles gesê. Wat hierdie teks in 'n sekere sin vanmiddag vir ons wil sê. En as ek so geluister het na die huldeblyke wat net nou hier gelewer is, oor Oupie, dan was daar een goue draad wat deurgeloop het deur die vertellings wat gedeel is, en deur dit wat ek hier gelees het. En dit is dat Oupie 'n mens was wat lief gehad het. En dat hy sy liefde betoon het en uitgeleef het teenoor ander in sy lewe, nie net sy 4 kinders nie, ons het ook gehoor van ander. Wanneer ons hierdie teks lees, liewe vriende, dan is dit asof Johannes
wat dit geskryf het, 'n kollig, 'n spotlight, as ek dit kan noem. So klompie verskillende spotlights kom wys op wat liefde is en wat dit werklik beteken. Ons sou waarskynlik na Oupie se lewe kon kyk en sê, daar is liefde, daar sien ons dit. Maar ek dink Johannes help vir ons om nog dieper kante van daardie liefde raak te sien dan vandag. Want sien, liefde is een van daardie goed wat in 'n sekere sin nie net in een woord of sin duidelik en omvattend verduidelik kan word nie. As ek vir elke een van julle 'n definisie sou moes vra vanmiddag van die woordjie liefde, sou julle elke een waarskynlik 'n eie definisie, 'n eie kollig, 'n eie spotlight op die betekenis van hierdie woord kom gee het. Om mee te begin, wil ek graag dit uitlig oor wat Johannes in hierdie teks sê. Heel eers sê hy God se liefde vir elke een van ons wat hier is vanmiddag staan vas, is onveranderlik. Nie een van ons wat hier so sit vanmiddag hoef een of ander petisie te gaan voltooi sodat God ons moet lief hê nie, om hom te dwing om ons lief te hê nie. Nie een van ons, soos wat so dikwels in Suid-Afrika gebeur, hoef in die strate te gaan tooi, sodat God ons moet lief hê nie. Ons hoef hom nie te verplig nie, sy arm te draai nie. Want sien, liewe vriende, God het gekies om vir my en vir jou lief te hê, omdat hy wil. So hoef hom nie te verplig nie. En dink net vir 'n oomblik daaroor, hoe ongelooflik hierdie stelling is wat ek gemaak het, naamlik dat God kies om elke een van ons, nes ons hier is vanmiddag, lief te hê. En dis die verhaal, liewe vriende, van die hele Bybel. Dis die verhaal wat vertel, die Bybel is die verhaal wat vertel van 'n God wat gekies het, selfs na alles verkeerd geloop het, om elke een van ons lief te hê. En die duidelikste bewys daarvan is die vleesgeworde Jesus. 2 keer in die teks wat ons gelees het, sê Johannes dit, dat God sy enigste seun vir my en vir jou gegee het, sodat hy ons kan weet, hy het ons lief. Hy sê in vers 9, hierin het God sy liefde sigbaar gemaak. As Johannes 3 vers 16 dit sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En Jesus sien ons die vlees geworde liefde van God. En daai liefde staan op vaste grond. Dit is nie wankelbaar nie. Dit verander nie omdat ek en jy verander nie. Dit verander nie omdat ons omstandighede verander nie. Dit verander ook nie eers omdat Oupie James nie meer hier is nie. Romeine 8 vers 37 tot 39 vertel dit. Geen lewe, geen dood. Geen engele of bose magte. Geen teenswoordige of toekomstige dinge
of kragte, of diepte, of, sê hy aan die einde, enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Dit staan vas. Dis 'n liefde wat 'n blywende stempel ook op die wêreld en op die mense oor al die eeue, van die begin van die skepping af gelos het. 'n onherroepelike stempel. En al het die wêreld verander, en al het die mense oor die eeue verander, het God se liefde dieselfde gebly. Mag julle ook as familie vanmiddag, in die afwesigheid van oom Oupie James, en 'n ou hier vandaan verder gaan, weet dat al verlang jy, al is jy hartseer, dat God se liefde nooit verander nie. In vers 10 sê Johannes 'n volgende ding oor die liefde. Hy sê, werklike liefde. Werklike liefde, sê hy, is nie die liefde wat ons vir God het nie, of vir mekaar het nie. Werklike liefde is die liefde wat God vir my en jou het. Want daardie liefde het ons sopas gehoor, het God vir ons gewys, sigbaar gemaak, in Jesus wat deel geword het van hierdie wêreld en al sy seer. Tergelykertyd, liewe vriende, is hierdie liefde mind-boggling, en aan die ander kant wil ek sê, the real deal, in 'n baie fake ou wêreld waarin ons leef. My en jou liefde mag dalk gebrekkig wees. Ons mag met tye dalk mekaar nie so lief hê soos wat ons behoort nie. En ons mag dalk met tye so optree dat ons liefde nie duidelik sigbaar word nie. Maar God se liefde, sê Johannes, is volmaak in elke liewe opsig. Daar kan nie fout gevind word met God se liefde vir ons nie. Dis onvoorwaardelik. Maak nie saak wie of wat jy is nie. Ons kan niks doen, hoor mooi liewe vriende, niks doen wat sal maak dat God vir my en jou minder lief sal hê as wat hy ons het nie. En ook nie meer nie. Sy liefde het geen einde of perk nie. Kan nie met woorde of begrippe omvat word nie. En is teen hierdie agtergrond van hierdie tipe liefde dat Johannes vir ons kom sê, julle moet in my liefde bly. Julle moet mekaar lief hê. In Johannes, in vers 16 sê Johannes dit so, hy sê, wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Wat 'n vreemde stelling, liewe vriende. Maar die belangrike woordjie in hierdie hele vreemde sin wat Johannes hier gebruik, is die woordjie bly. Daai woordjie bly vertaal die Engelse tekste 'n bietjie anders. Hulle praat van abide in me. Abide beteken 'n bietjie meer as net bly. Ek kan vir iemand sê, bly net daar. Staan net daar by die deur, bly net daar.
Maar as ek vir iemand sê, abide, beteken dit, ek woon by jou. Ek gaan tuis by jou. Johannes gee vir my en jou 'n opdrag in hierdie teks. As ons God se kinders is, moet ons van die liefde ons permanente tuiste maak. Ons permanente woonadres kom maak. En daardie liefde is God self. God moet ons tuiste wees. God moet ons plek wees waar ons tuis kom en vir altyd kan bly en waar ons gemaklik voel om te wees. Hy is, sê Johannes, liefde. As God ons permanente tuiste is, as die liefde ons permanente tuiste is, het die liefde, het God, liewe vriende, alle seggenskap oor my en jou lewe en ons optrede. Want dan is ons deel van sy huis en sy huisreëls is die huisreëls wat geld en gevolg word. En daar is net een huisreël. Julle moet mekaar lief hê. Nou kan terugdink aan Oupie James. En 'n ou kan onthou hoe hy lief gehad het. Hoe hy vir sy kleinkinders voor 7:00 in die oggend kom optel het by ma en pa oor die vakansietyd. En hulle 'n lekker tyd gehad het. En 'n ou kan onthou hoe lekker 'n ou gekuier het. En hoe lekker 'n ou gedans het. En hoe lekker 'n ou gekamp het. En hoe lekker 'n ou gekuier het. 'n ou kan onthou hoe hy julle lief gehad het. Nes jy is. In vers 12 kom Johannes en hy sê, hier is die motivering, hier is die rede waarom ek en jy van die liefde 'n permanente tuiste moet kom maak van God. Hy sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. As ons wil hê die wêreld moet weet hoe God lyk, dan moet ons na mekaar kyk en in mekaar God wat liefde is, raak sien. En daarom sê hy, bly in die liefde. Maak van die liefde jou permanente tuiste, jou permanente adres, sodat die wêreld kan sien hoe God lyk. En miskien, as 'n ou so terugkyk op Oupie James se lewe, gaan daar sulke prentjies opgaan, waar 'n ou nie vir Oupa James sien nie, maar deur sy liefde vir God raak sien. Julle sal dit beter ken as ek. Mag julle ook sulke prentjies nalaat in julle lewe, van waarin mense God ook kon sien en leer ken. Efesiërs 3 vers 19 sê, mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal ten volle vervul word met die volheid van God, sodat die wêreld God in en deur elke een van ons kan sien, kan beleef, kan ervaar. Mag ons vanmiddag, liewe vriende, troos vind in God se ewige liefde.
Mag ons in daardie liefde 'n tuiste vind, 'n tuiste maak, soos wat Oupie James dit ook gedoen het. Amen. Almagtige Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir u ewige liefde. Dankie Here dat u liefde is en dat ons die voorreg het deur u Seun Jesus Christus om deel te kan hê in hierdie liefde. Deel te kan hê in u Here. Mag ons van die liefde 'n permanente tuiste maak, waar ons tuis kan kom en ons self kan wees, in u teenwoordigheid, Here. Ek bid, Here, dat u saam met hierdie familie en al oom James se vriende sal wees, die wat nie hier kon wees vandag nie. Mag elke een troos vind daarin en prentjies onthou van hoe hy lief gehad het en in daardie liefde van hom vir u raak sien en onthou. Mag elke een van ons uitgaan hier vandaan en ook die liefde so gaan leef, sodat mense vir u kan leer ken, Here. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nog 'n liedjie, okay. Vriende, ons gaan nog 'n liedjie saam sing. Hy is op die blaadjie ook en hy gaan op die bord verskyn. Dis genade onbeskryflik groot. En wat 'n mooi lied is dit nie, nee, Amazing Grace. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam. Hy gaan op die bord verskyn. Dit is genade oneindig groot. Genade is oneindig groot, U, o Heer, vir my, ook ek verlore sondaar mens, word van my skuld bevry. Deur swaar kry hartseer en gevaar, moet ek my pad hier vind. U goedheid, Heer, het my bewaar en my aan U verbind. Al was ek so verhard, verblind, al het ek niks verdien, kon ek by U genade vind, geloof wat my laat sien. Geloof U vir genade, Heer, so onverdiend aan my. Vergifnis gee U keer op keer, as ek my skuld bely. Nou leef ek daagliks uit U hand, my hart na
gekeer. Met al my gawes en verstand wil ek U dien, o Heer. Seën, hè. Geliefdes, ontvang dan ook die seën van die Here en gaan leef in die liefde van God. Gaan bly in die liefde. Deur die genade van die Vader, die liefde van die Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in ons is. Amen.